Ek dink ons almal se monde is nou warm gepraat. Is jou mond lekker warm? Jou lippe is aan die brand, né? Môre Sorien, ek het jou nog nie hallo gesê nie. Môre Dol, ek het jou nog nie hallo gesê nie. Sit gou hier so mooi. Daar sê dankie Alko en Wallies. Is dit koud vir môre? Yes, ja, nee, hierdie maat van my kry baie koud, maar hierdie ouma se hart is aan die brand want 2 van haar 4 seentjies is hier, so ek het nou nie 'n saak met niemand en niks in die koue nie, nê? Amen. Tannie Susan gaan vir ons vanoggend die diens open. Daar sê dankie Tannie. Nou ja, ons almal kry koud, ek weet dit. Maar solank ons harte warm is, dan is alles reg, né? Kom ons sê dankie vir Jesus. Ai Vader, ons is so dankbaar vanmôre vir u liefde, vir u genade. Here, dankie. Al is dit koud buite, dat ons almal hier saam kan wees om u naam te loof en te eer. Om te hoor wat u vir ons sê, Vader. Dat ons nie net sal hoor nie, maar dat ons sal doen. Here, ek bid dat u ons harte sal ontvanklik maak. Dat ons rarig sal hoor, nie net een oor in en ander kant uit nie, maar dat ons dit regtig ter harte sal neem wat die boodskap is vanmôre. Ek bid ook vir pastoor dat hy hom sal toedek met die bloed. Dat hy agter die kruis is en dit wat hy sê, dat het direk van u afkom vanmôre, Here. Vader, en ek wil ook vir u dankie sê vir ons musiekspan, dankie vir elkeen van hulle. Dankie, Here, dat hulle bereid is om Sondag na Sondag hier te wees en te bedien. Seën hulle vanmôre, Here, en gebruik hulle. Ook bid ek vir ons finansies. U sê dat u te blymoedige gewer lief. Dit is nie hoeveel jy gee nie. Dis met wat se hart jy gee. Vader, seën ons vanmôre saam en ek dank u vir elke persoon wat hier is vanmôre. Laat u seën op hierdie diens rus nou. Amen. Yes, amen, dankie Tannie Susan. Môre julle twee, gaan dit goed? Ons nog newlyweds is ook hier so. Love is in the air. Daar sê. Maar in elk geval, ek wil vir julle sê vanoggend, maak nie saak hoe koud dit dalk vir jou liggaamlik is nie. Sodra dinge vir jou warm raak en die musiek nou gaan speel en ons gaan saam praise en worship, gaan jy warm raak in die gees en dit is wat belangrik is. Ons moenie koud word in die gees nie, want die woord sê mos vir ons, was ons tog maar, as jy lou is, as jy warm is, of as jy koud is, wat een wil jy wees? Ek wil nie lou wees nie, want dan gaan ek uitgespieg word, en dit wil ek nie hê nie. So ek is of koud, of ek is warm. Maar hier in between, dit werk nie vir my nie. So ek gaan vir jou vra, staan saam met my vanoggend, groet die ou op pad vorentoe, bring jou tiende en offerande na die skatkis, en dan gaan ons saam praise en worship. Is julle reg? Nee, Dwayne, lyk of jy koud kry vanoggend. Jy staan soos 'n eekorinkie dingetjie daarso. Hou my hoor, hy was by die see. 'n Man wat by die see is, moenie so lykie. Daar sy, nou ja toe. Leefstyl familie, staan saam met ons, bring jou tiende en offerande na die skatkis, en dan gaan ons praise en worship. Amen. Sal
is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pastor vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here vir my siel, prys die Here want hy is goed, prys die Here als wat lewe, prys die Here, prys die Here vir my siel, prys die Here want hy is goed, prys die Here als wat lewe, prys die Here, prys die Here o my siel, prys die Here want hy is goed, prys die Here als wat lewe, prys die Here, prys die Here o my siel, prys die Here want hy is goed, prys die Here als wat lewe, prys die Here. Groot is die Heer, regverdig en getrou, U wat beloftes hou van wie U is. Groot is die Heer, geklee in majesteit, U wonder spreek deur tyd van wie U is. So ek sal U loof, in ewig sing van die goedheid. Ja, ek sal U loof, verwonder deur U grootheid. Ja, ek sal U loof, vir ewig sing van die goedheid. Ja, ek sal U loof, verwonder deur U grootheid. Goed is die Groot is die Groot is die regverdig en getrou, U wat beloftes hou van wie U is. Groot is die geklee in majesteit, U wonder spreek deur tyd van wie U is. So ek sal U loof, vir ewig sing van die goedheid. Ja, ek sal U loof, verwonder deur U grootheid. Ja, ek sal U loof, vir ewig sing van die goedheid. Ja, ek sal U loof, verwonder deur U grootheid. Goed is die Goed is die Groot is Groot is die Heer. Stem jy saam met my vanoggend, hy's groot. Dis altyd so lekker wanneer ons as ek oor my man praat, julle dan spog ek oor hom. Dan breek ek so 'n bietjie oor hom en ek prys hom. Doen julle dit ook met julle mans en julle vrou? Okay, wag, kom ons gaan na die kinders toe. Nog beter, kom ons gaan na die oumas en die oupas toe. Hoe is dit? Julle ons vertel oor hulle en
ons praat van hulle en ons kan nie ophou praat nie. So met ander woorde, ons prys hulle. Is ek reg as ek so sê nie? Maar daar kom 'n verskil. Dat ek en my man een kant toe trek en ons begin met mekaar te gesels. Dis anders as prys. Dan vertel ek van hoe wonderlik is hy. Weet jy wat, ek's lief vir jou. Ek waardeer jou. Dankie vir wie jy is. Dankie dat jy betroubaar is. Dankie dat jy my minnaar is. Dankie dat ek na jou te kan opkyk. Dankie dat ek by jou kan veilig voel. Maar dan praat ons met mekaar. So wanneer ons oorgaan na worship toe, is dit presies wat ons doen. Wanneer ons sing voor die tyd, vertel ons vir almal en ons sing en ons vertel hoe groot is die Here, hoe goed is hy. Maar wanneer ons oorgaan na worship toe, is dit ek en hy. En ek wil jou uitnooi, as ons nou vir 'n oomblik gaan stil word, is dit jy en die Here. Is dit reg so? Kom ons sing vir hom as ek stil word, Here. As ek stil word om by U te wees, bedaar my hart se donker vrees, as ek U hartklop in my hart kan voel, verstaan wat die woord bedoel. U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors, U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors. Ervaar jy dit, hoe voel dit om net om te praat en nie net oor om te sing? Kom ons sing dit weer vir hom. As ek stil word om by U te wees, bedaar my hart se donker vrees, as ek U hartklop in my hart kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is
dat ons op die skoot kan klim. Dat ons ons kop teen die bors kan sit vir oggend en dat ons net die hartklop kan hoor. We love you, we love you. O Serakashim to Yoshtamata. Yes, heilig, 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 heilig. Dankie, Here. Dankie, Here. Yes, Lord. You are worthy, Jesus. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Amen. Amen, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Amen. Yes, Jesus. Oh, dankie, Here. Oh, Jesus. Amen. Yes, Jesus. Amen, Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord.
Jesus, in U naam, Here. In U naam, Here. Oh, Jesus. Dankie, Here, dankie, Here. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Vader, ons aanbid U vanoggend, Here. Vader, ek bid, Here, dat ons vanoggend net in gehoorsaamheid voor U sal staan. Vader, dat ons sal hoor, Here, wat U vanoggend vir ons wil doen en wat U vir ons wil sê vanoggend, Here. Oh, Jesus. Ek ervaar in my gees om vanoggend net met jou te deel. Dat Vader sê dat dit wat gebroken is, gaan hy regmaak. Daai familie wat uitmekaar geskeur is en jy's op 'n plek waar jy nie weet hoe om almal weer bymekaar te kry en dat almal net weer op een bladsy is. Die Here sê hy is vanoggend hier om jou uitroep te hoor. Weet vanoggend, weet dat Vader vandag daai familiebande weer kan herstel. Daai goed wat jy dink wat geheel en al uitmekaar geruk is. Jy het dalk al handdoek ingegooi en begin sê, Here, ek kan nie meer nie, dit help nie. Vanoggend kom Vader en hy sê, ek hoor jou elke uitroep. Vader, ek wil vanoggend begin om eers net te bid vir daai families, Here. Vader, vir wie ook al dit is. Here, en ek glo as ons vanoggend eerlik is, kan elkeen van ons vanoggend voor U staan en ons hande oplig en sê, dit is myne. Maar jy sien, vanoggend gaan dit nie oor wie hulle hande opsteek of wie vorentoe kom nie. Dit gaan vanoggend oor die gehoorsaamheid om vanoggend te sê, Here, dankie dat U my uitroep gehoor het. Vader, ek staan vanoggend in gehoorsaamheid en ek sal volhard, ek sal aanhou bid en aanhou vasmaak en aanhou proklameer dat daai wat verlore was weer terug sal kom. Daai wat bande gebreek het en kwaad is en woede uitbarstings. Here, ons sê dankie dat U al daardie goed vanoggend gaan wegvee. Here, dankie dat U vanoggend harde harte weer gaan sag maak, Here. Dankie dat U vanoggend die bron gaan word, Here. Vader, lank genoeg het Satan net gesteel en geplunder. Maar ons kom vanoggend op U woord en ons vat daai ewige lewe wat U vir ons bied, Here. Ons vat dit, ons staan op dit, Here. Vader, vanoggend bid ek, Here, dat die honger wat ons het, die dors wat ons het, dat U dit sal voed vanoggend, Here. Dat ons vanoggend besef wat dit is, Here, dat wanneer daardie kraan oopgaan en daar niks uitkom en die dors so groot is, dat ons vanoggend nodig het om te sê, Here, ek het nodig om daardie lewende water in my liggaam in te kry. Ek het nodig om vanoggend weer op die plek te kom waar ek sê, Here, U alleen is waardig. Vader, niks en niemand anders te maak saak as U nie. Vader, ek bid, Here, dat U vanoggend sal begin om net verhoudings te herstel. Eerstens ons verhouding met U. En dan die verhouding in ons huis. Die verhouding in ons familie, die verhouding in ons werksplekke. Die verhouding in ons gemeenskap. Vader, ons is so vinnig om te sê, gee my 'n rein hart.
Here, maar soos ons vra vir 'n rein hart, kom ons so maklik op 'n plek waar ons gil braak. Ek bid, Here, dat wanneer U ons 'n rein hart gee, dat U ook ons 'n skoon tong gee en nuwe denke gee. Vader, dat daai denke nie sal teruggaan na waar ons was nie, maar waar ons vandag is. Die uitroep om vandag te sê, Here, begin by my. Vader, ek bid vanoggend, Here, dat U die voorloper sal wees van hierdie woord. Vader, dankie dat ons weer eens vanoggend net daai proklamasie kan maak dat U woord die hoogste gesag is, Here. Vader, ek bid net U soewereine wil vir hierdie tyd in U teenwoordigheid. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Ons kan ons sitplekke neem. Ek wil vanoggend vir jou vra, wanneer laas het jy vir die Here net gesê, hoe goed is hy? Wanneer laas het jy net daai erkenning gegee om te sê, Here, sonder U is daar niks. Vanoggend terwyl ek staan, is dit so intens hoe die Gees vir my dit oopmaak, dat ons het vrede gemaak, dat ons families uitmekaar geskeur het. Hulle wil nie hoor nie. Hulle wil nie nader kom nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, moet net nie ophou bid nie. Maak nie saak of hulle hardkoppig is nie, hulle het nog nie Jesus nie. Ons moet bid dat Jesus beheer vat. Ons moet bid dat die Here werklik vir ons 'n rein hart gee. Want weet jy wat, elke keer as ek daardie stuk lees en ek dink, Here, as ons net besef om 'n rein hart te hê, beteken, ons moet opregte gees hê. Jy sien, woorde is so goedkoop. Woorde is so maklik om iemand net te laat goed voel op die oomblik wat hy voor jou staan. Maar jy sien, as jou hart nie werklik van daai woorde getuig nie, beteken dit niks. En ek wil vanoggend vir jou sê, hier sit baie ouers hier, wat se kinders, of kleinkinders, of broers of susters, dalk nie is waar hulle moet wees nie. Moenie ophou nie. Moenie handdoek ingooi, jy verstaan nie my pad nie. Niemand hoef te verstaan nie, God weet. Ons ek het een ding besef, dat die mens gaan ons nooit verstaan nie. Moenie jou kop breek as iemand iets doen en jy dink, hoe is dit moontlik? Mense surprise my elke dag. Maar ek het geleer om die humor daarin te sien en maar te lag daarvoor. Want ek kan baie keer nie glo, dis gewoonlik ouens wat hulle self uitsit, dat ek slim is. Wat minder slim optree. Maar jy sien, ek en jy, moenie 'n platform daarvoor gee nie. Ons het nodig om op 'n plek te kom en te sê, weet jy wat, as jy wil glo wat jy glo, glo dit. Maar ek weet wat God vir my bepaal. Ek het die voorreg om Woensdag by Live FM 'n woord te deel en vandat ek daar uitgeloop het, is dit asof daai woord net vassteek. Here, ons lees Jeremia 29:11 en ons quoteer dit so baie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, weet jy wat jou plan is? Is jy seker van jou plan? Of het jy net 'n idee van jou plan? Maar alles gaan nou uit. Dis nie wat ek jou vra nie. Ek vra jou vanoggend, is jy doodseker van wat jou plan in Jesus Christus is? Want in die wêreld het ons dalk duidelikheid. Weet jy wat, ek weet wat ek het by my werk, ek weet waartoe ek op pad is. Jy het eintlik geen toekomsdroom sonder Jesus nie. Want dit is ons Vader wat hierdie goed vir ons moontlik maak. Maar ons moet weet dat dit planne van voorspoed is.
Ons moet weet dat Satan alles in sy mag gaan doen om teëspoed op ons pad te bring. Nou ek weet nie van julle nie, maar oor 'n sekere ouderdom, dan raak winter minder lekker vir sekere van ons. Want om uit die bed uit te kom is klaar een uitdaging. En dan moet jou bene saamwerk. Ek weet nie van julle nie, partykeer raak dit vir my nogal 'n uitdaging om 2 bekers koffie kamer toe te dra. Want om een of ander rede voel dit of iets vasgevries het in my hande. En ek is nie eers 'n koulike mens nie. Maar oggende werk net nie in die winter nie. Maar weet jy wat? Wanneer ons die beker neersit en wanneer ons klaar gekla het, dan kan ons terugkyk en sê, Here, ek kon hom nog optel en ek kon hom nog gaan neersit. Jy sien, die probleem kom wanneer ons dit nie kan doen nie. En ek wil vanoggend, wil ek so 'n bietjie dit skommel, want gisteraand, ek sê vir my Zaan, ek kon net nie afsluit nie. Sy vra, wat doen jy? Ek sê, ek weet nie. Die Here bly net vir my iets anders te oopmaak. Ek kry die skrif, dan wys hy vir my die. Want jy sien, ons wil almal excited raak oor herlewing. Maar raai wat? Jou honger vir die woord bepaal herlewing. As jy nie honger is vir die woord nie, hoe kan jy verwag dat daar ooit gaan herlewing plaasvind? Nou hier kom die ander surprise. Herlewing gaan nie net plaasvind by een persoon nie. Jy sien, want dit is God se huis. Hy wil eenheid hê. So kan jy indink dat wanneer ons dors so groot is, dat ons die heeltyd ekstra uit die woord uit wil haal en sê, Here, dit voel of die kraan nie meer water uitkry nie. Dis wanneer jy op 'n goeie plek is. Dat jy so baie vat, maar dan voel dit of dit nog steeds nie genoeg is nie. Maar wanneer jy op 'n plek is waar jy dink, ek is okay, weet jy wat, ek is nie baie dors nie. Dis wanneer jy bekommerd moet wees. Jy sien, wanneer jy vir 'n oomblik ophou dors na die woord van God, dis wanneer die aanslag begin inkom. Dis wanneer uitdagings begin groot raak. Psalm 42, vers 2 en 3 is seker een van die mooiste skrifte. Hy sê, soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Vraagteken. Wanneer? Nou, ek weet nie, wanneer ek hierdie goed lees, en ek sien daar's 'n vraagteken, dan lees ek dit oor, en ek vra, want jy sien, wat jy vra, sal God jou op antwoord. Jy sien, ons moet ophou om 'n hoofstuk te lees en te dink, dan en dusted. Maar jy het niks gehoor nie. As God nie met jou gepraat het in iets of deur iets nie, en ek met baie respek, kon jy net so 'n boek gelees het. Jy sien, die woord van God moet opbouend wees. Die woord van God moet jou voed, maar jy moet dors wees wanneer jy hom oopmaak. En dis waarom ek sê, as jy wil intensiteit in jou woord ervaar, bid eers. Kom eers in geestelike kontak, sodat jy geestelik kan verstaan wat hierdie woorde sê. My siel dors na God, na die lewende God. Nie na wat die wêreld bied nie, want jy sien, wat ook al die wêreld bied is tydelik. Die oomblik wat jy jou oë toemaak, moet jy weet waar jy dit gaan oopmaak. Maar as daar onsekerheid is, ek sê altyd, ek is nie besig om skatte by mekaar te maak om 'n hoenderhok te kry nie. Nou wys. Ouens, ek is jammer, ek gaan nie in 'n shack bly nie. Nee. Here, ek wil doen dit wat U vir my sê, want U sê 'n vaste gebou. Nou wanneer jy 'n vaste gebou het, kom aan, ek weet nie van julle nie, maar ek hou van droom. Ek hou daarvan om my huis uit te sit in my drome. Here, ek wil dit so hê. En as dit net een vertrek is dit ook okay. Ek kan vir ure sit en droom.
En ek sluit dit altyd af, maar as u net 'n bed daar wil in hê, dan is dit ook okay. Want jy sien, ons gaan nie eintlik bewus wees van die inhoud van ons vaste gebou nie. Maar ons moet weet wat die inhoud is. Wat is jou inhoud? Is jy op die plek waar jy vanoggend werklik kan sê, ek is gereed, ek is reg vir dit wat God vir my beplan, of is daar onsekerheid? Jy sien, jy en mense kan maklik verskil. Nou ek weet nie, miskien is dit net by my, maar wanneer jy en familie verskil, dan raak dit persoonlik en baie keer eina. Want om een of ander rede, as julle albei die Here dien, dan is die uitkyk en die sê ding altyd, dis nie hoe 'n kind van die Here moet optree nie. Dan dink ek, Here, hoe kan u my denke vernuwe en nie syne nie? En ek glo dat baie keer sê hulle dieselfde terug vir ons. Jy sien, ons optrede bepaal hoe die Gees ons toelaat. Jy kan ferm wees, en jy kan reguit wees, en jy kan jou punt stel, en jy kan dit doen in soveel liefde. Dat daai persoon vir jou gaan kom jammer sê, of hulle hoe naby, of hoe ver is. Dit maak nie saak nie. En dis waarom ons die lied sing, die liefde van Jesus is wonderbaar. Want raai wat, alles wat ek en jy verkeerd gedoen het tot en met hier, het ons nog steeds lief. Hy dra ons nog steeds op die hande. Hy maak nog steeds vir ons voorsiening in tye wat daar eintlik nie moet wees nie. Wanneer dit eintlik nie sin maak nie, is hy daar vir ons. Here, ek het soveel goed verkeerd gedoen. Ja, maar ek het gesien wat jy ook reg gedoen het. Kan julle indink as ons begin redeneer soos wat die woord vir ons dit opbreek, om nie die sleg in iemand te sien nie, maar die een goeie ding kan ons deurdra. Een goeie ding. Ek weet daar diep binne, my vrou sê altyd, daar diep binne waar daar nie veel is nie, is daar nog daar so ietsie. Laat toe dat daai ietsie na jou toe kom. Laat toe dat daai ietsie met jou ietsie connect. Want weet jy wat? Die Gees kan dit net so omswaai. Hy kan onmin in 'n absolute eenheid bring. Dat onmin amper geen plek het nie. Maar jy sien, niks van daardie goed kan plaasvind as jy nie dors is vir God nie. Jy moet dors wees vir hom. Jy moet die heeltyd gaan kyk, Here, hierdie straaltjie het net nodig om sterker te loop. Het jy al met 'n housepipe gestaan en al druk jy die voorkant en hy maak net so. Ek weet nie van jou nie, is vir my verskriklik frustrerend. Ek staan eers en kyk en spuit ek en sien ek kan tot daar by die 4de stoel. Dan wil ek eers kyk of ek nie nog een verder nie, want die kind in my het nog nooit dood gegaan nie. En na die tyd dan lag ek en kom ek agter, as nog 2 meter housepipe, ek kon net vorentoe. Maar vir daai oomblik speel ek so lekker, want ek so besig, want water het een of ander effek in 'n mens. Ek het spreiers, maar glo my, ek love om met die housepipe te staan. Want as ek wil hê iets moet drein, dan staan ek net daar. En hoe langer ek spuit en ek sien al die verskillende perfekte skepings, dan dink ek net, ek kan nie eens onthou wat my so omgekrap het tot en met ek hier kom staan het nie. Vir 'n slag. Ek sal haar spuit. Ouens, ek wil hê jy moet vandag verstaan, die hart soek water omdat dit weet, hy kan nie daar sonder leef nie. So kan ek en jy ook nie. Ons kan nie sonder die lewende water leef nie. As jy gaan kyk na vastye, as jy al ooit 41 dae gevas het net op water, dan gaan jy verstaan dat dit vat jy na 'n plek toe waar jy nog nooit in jou lewe was nie. En dan wil ek vir jou sê, van 41 dae wil ek gaan net na 1 dag toe. Want as dit nooit jou routine was nie, wil ek vir jou sê, kan 1 dag so intens wees soos 41 dae.
maar dit kan ook vir jou soveel deurbrake gee. Ek sal nooit vergeet, 1 jaar het ek en my seun uitgesit, dat ons 21 dae wil vas, ons het spesifieke goed, en ons het geglo, dat die Here iets gaan doen, en sy was so opset met my, want in die eerste week, gee die Here vir my deurbrake, en ek so versla. Ek sê, dit was te maklik. Hoekom het dit so, maar ek het nooit besef hoe moeilik is dit om te begin leef in dit wat die woord gegee het nie. Toe sy op dag 21 kom, toe kry sy haar antwoord, sy sê, dis nie fair nie. Toe sê ek, maar kyk, wat het jy ontvang in die 21 dae? Jy sien, partykeer besef ons nie, ons moet 'n journey hê. Daar moet partykeer 'n langer tyd deurgaan, sodat ons werklik die deurbraak kan ervaar, wat Vader vir jou wil gee. Hou op hastig wees. Ouens, by die Here is daar nie 'n quick fix nie. Iets gebeur nie so nie. Ons sê dan, Here, laat U wil geskied. Soos ons dit sê, wil ek hê, moet jy verstaan, Here, U tyd nie my tyd nie. Want daai twee loop hand aan hand. En as ons daai twee embrace, as ons verstaan, Here, in U tyd, en ons staan op dit, want ek sê jou, ek weet die planne wat God vir my het. Ek weet dis planne van voorspoed. So hoekom gaan ek my ophou met teëspoed? Jy sien, 'n honger verander prioriteite. As jy nie honger is nie, is jou prioriteite nie altyd so goed as wat dit moet wees nie. Jeremia 29:13 sê, en julle sal my soek, en vind as julle na my vra, met julle hele hart. Jy gaan hom alleenlik vind, as jy met alles wat in jou is, hom soek. Ons moet verstaan wat hy vir ons sê in Jeremia 29:13. En ek wil vir jou sê, hierdie skrif was eintlik, ek het Jeremia 29:11 uitgesit vir laasweek, en so lees ek verder om net die konteks daarvan mooi bymekaar te kry. En hierdie skrif wil nie uit my uitgaan nie. En gisteraan terwyl ek so aangaan en ek besef, Here, dis waarom ons prioriteite nie altyd in plek is nie. Want ons is op 'n plek waar ons U nie meer soek met ons hele hart nie. Dis waarom hierdie goed kort kom. Dis waarom ons baie keer die vraag vra, Here, hoekom? Want jy soek hom nie met jou hele hart nie. God reageer op opregte soeke. Jy kan nie voorgee by die Here nie. Jy sien, dis die een plek waar jy jou alles gee vir hom. Hy sê in Jesaja 55:6, soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Kan ek vandag vir jou sê, my grootste vrees is dat ek op 'n plek gaan kom waar ek hom soek en dan voel het, ek kry hom nie. My grootste vrees is as ek op 'n plek is waar ek sê, Here, ek roep uit na U, maar ek hoor niks nie. Ek ervaar niks nie. En weet jy, hierdie skrif sê dit so mooi, soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Ouens, ek weet nie van jou nie, maar weet jy wat? Hy is te vinde vanoggend. Hou op uitstel en sê, ek gaan by hom uitkom. Hy's vanoggend te vinde. Roep hom aan terwyl hy naby jou is. As jy bewus raak van sy teenwoordigheid, hoef jy net te sê, Here, ek is hier. Ek is hier en ek het U nodig. Dis al wat nodig is. Dis net daai uitroep na hom. Jy sien, herlewing kan net begin by een hart. En dis waar die einde is. En ek kan net so uittrek, sal hy sê, Here, ek wil U meer hê as enigiets anders. Is dit waar jy is vanoggend? Is jy vanoggend op die plek waar jy kan sê, Here, ek wil U meer hê as enigiets anderste. Maak nie saak wat se werk ek het nie, maak nie saak hoe sterk my besigheid is nie, maak nie saak wat ook al om my aangaan nie. Ek wil U meer hê
as enigiets anderste. En asseblief hoor my hart, jy het nie nodig om jou werk te los of jou besigheid toe te maak nie. Ek dink jy behoort te weet, ons prioriteite moet net skuif. God moet weer die middelpunt word. Ons dors moet meer intens raak. Jy sien, as ek meer dors na hom, dan kan ek nie slek met my prioriteite nie. Ek kan nie afkoel nie. Ek kan nie net met 'n halwe mate vir iemand gee. Die Here sê, man, ek wil hier moet na Quintens toe gaan. Ek wil hier moet vir Quinten dit gee. Dan moet ek hoor wat die Here vir my sê en ek moet gehoorsaam wees. Maar jy sien wat ons doen is ons vroetel en dan nee, Here, maar dis al wat ek het. Dan is dit al wat jy nodig het om te gee. Dit maak dit eintlik makliker. Ek weet nie van jou nie, wiskunde was nooit my sterkste vak nie. Maar die een ding wat ek verstaan het, toe ek Here aanneem, as hy sê gee, dan gee jy net dit wat jy het. Dan weet jy wat vir jou wag. En ons, hoor my hart, my verwagting is nie dat my rekening gaan groei of my beursie dikker word nie. My verwagting is wat ek hier kry. Die res is 'n bysaak. Hy het my nog nooit teleurgestel nie. Hy het my nog nooit, het ek en my vrou of my kinders gaan honger slaap nie. Nog nooit. Nog nooit het ons op 'n plek gestaan waar ons sê, Here, ons kan nie meer nie, ons kan nie meer in die bediening wees nie, want hy gee ons 'n gesonde verstand. Ons moet baie keer net ook dit gebruik. Saam met die insig wat hy ons gee, kan jy nie glo. Hy maak goed vir jou oop en dan, dis reg voor my. Ek wil vanoggend, en ek wil begin afsluit hiermee, ek wil vanoggend vir jou vra, waar is jy? Buiten by Leefstyl vanoggend. Waar is jy? Waar behoort jy? Die Engelse woord is so mooi, belong. Jy sien, elke mens moet ergens belong. Want as jy nie behoort nie, dan voel dit of jy net nog 'n stoel warm sit. Ek kon nog nooit in my lewe dit doen nie. Ek kan nie ergens wees waar ek nie wil wees nie. Ek het ongelukkig een van daai gesigte. As ek ongelukkig is, dan kan jy dit onmiddellik sien. My vrou sê, as ek so is, dan moet ek met glad niemand praat nie. Want as ek nie hou van wat iemand sê nie, dan smile ek nie. Die ou kan sien, ek like nie wat hy sê nie. Want weet jy wat? Iemand is eerder ongemaklik in die oomblik, as wat hy ooit vir my sê, ek het 2 gesigte. Jy sien, God het jou net een gegee. Dra hom so goed as wat jy kan. Wees opreg in wie jy is. Want jy sien, Jesaja 43:1 sê, ek het jou by jou naam geroep. Nie by jou vrou se nie, nie by jou kinders se nie, nie by jou buurman nie. Hy het jou geroep. So wees jy die priester en profeet. Wees jy die voorloper. Wees jy die voorbeeld. Wees jy die een wat jou prioriteite in Jesus herstel. Jy sien, want wanneer jy dit doen, het jy net 'n ander tipe gesag. Mense hoor gesag en dan dink hulle, dis die ou wat daar op die paradegrond staan en skree. Ek wil vir jou sê, jy's nie die Samuel nie. Nee, gesag beteken, wanneer jy sê, dat my God sal berge versit, gaan hy berge versit vir jou. Dis gesag in Jesus Christus. Ek het nie gesag nodig tussen mense nie. Ek het net nodig om 'n vaste grondgebied te hê. Jy sien, maar ons gee ons grondgebied af. Omdat ons nie meer dors na God nie. Jy sien, as ons waarlik nog dors, wil ek vir julle sê, herlewing kon al 20 jaar terug uitgebreek het in Suid-Afrika. Ek wil nie 'n dorp voortrek nie. Maar ons land is nie meer honger nie. Ons land is nie meer dors nie. Want dit is makliker om te sê, wat gebeur? Het jy gesien wat het hierdie party gedoen? Wat het daai party? Wat het jy gedoen?
Was jy op jou knie om te sê, Here, verander hulle hart. Vader, bring hulle terug na dit wat U plan is. Ja, maar ek wil iemand sê nou, daar is 'n klomp goddelose mense. Ek sê, "Sjoe, van wanneer af het jy die reg om te oordeel?" Was daar 'n tyd in jou lewe waar jy dalk nie die beste verhouding met die Here gehad het nie? Was daar 'n tyd in jou lewe wat jy nie seker was waar jy gestaan het nie? Nou wie is ek en jy om iemand anders uit te kry? Ek het een ding geleer in my lewe, dat God kan die ouens gebruik wat jy dit die minste van verwag. Die ouens wat jy dink wat eintlik nie jy hoort nie, is die ouens wat alles kan verander. En dis waarom ek vanoggend vir jou wil vra, hoekom is jou uitroep nie, Here, begin by my nie? Vader, sodat ek daai pilaar kan wees dalk vir die wat om my is. Dat ek daai verandering vir my kinders kan wees, vir my familie, vir wie ook al. Hoe meer klippe hulle na jou gooi, hoe meer liefde gooi jy terug. Weet jy wat, Here, vergewe, hulle weet nie wat hulle sê nie. Hulle weet nie wat in my hart is nie. Ergens wil ek vanoggend vir jou sê, gaan hulle tot insig kom. Is dit maklik? Kom aan. Nêrens in die Bybel is daar iets wat maklik is nie. Maar ek en jy is op 'n plek waar ons in die Here se teenwoordigheid enigiets kan verander. Hou op net bid en dan dit een kan sit. As jy nie 'n gebedsboek het nie, wil ek vir jou sê, as daar een ding is wat jy in jou huis na die Bybel moet hê, is dit 'n gebedsboek. Want weet jy wat, partykeer kom jy by môre en jy het vergeet wat jy gister gebid het. Maar wanneer jy dit neerskryf, dan maak jy dit vas en jy gaan terug. Ons het elke prediker wat ek sy naam in die hande kon kry, het ons in ons gebedskamer. Vir een rede, om te sê, Here, dat U elke prediker sal seën. Dat elkeen bewus sal wees van U teenwoordigheid. Dat hulle so tasbaar vir die Heilige Gees sal wees. En of dit nou hulle ding is of nie, ek gee nie om nie, solank Jesus hulle ding is, sal die res ook in plek val. Want jy sien, daar was baie goed wat nie my ding was nie. Maar toe ek waarlik Jesus ontmoet, toe soek ek alles. Here, as U dit in die woord sê, wil ek dit hê. Want my dors en my honger was na God. Nie na wat mense gesê het nie. Nie na dit, die program wat aangebied is nie. Jy sien, die woord bly altyd die hoogste gesag. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy het nie nodig om eers te worship en dan woord te kry nie. Jy kan eers die woord kry. Kan jy imagine, hoe sal die worship wees? Dit gaan dalk nie vir die ou hier voor so lekker wees om dadelik te begin nie, want weet jy hoe lekker is dit as die worship oorkom en jou gees oop is om gehoorsaam te wees aan wat God gee. Maar ek wil hê jy moet vanoggend verstaan, dit gaan oor die woord van God. Jy sien, dis die woord wat vir jou die waarheid oopmaak, sodat jy waarlik vry kan wees. Hou op om net te kyk, hou op om 'n toeskouer te wees. Ouens, ek wil vanoggend vir jou sê, ek love om sport te kyk, maar sport kan nooit voor my verhouding met die Here kom nie. Nooit. Ek is jammer, ek het vir baie jare afgerig en toe ons hier kom, het ouens my genader en die Here het net vir my gesê, jy het lank genoeg verdeelde aandag gehad. Ek sê, Here, ek het so baie om te gee. Hy sê, ja, daar waar jy is. Jy sien, het gaan nie oor altyd wat jy doen aan die kant nie. Daar kom 'n seisoen wat hy vir jou sê, nou is die tyd. En partykeer voel dit of jy met mense deel en niemand luister nie. Moet net nie ophou nie. Jy sien, jy kyk na iemand en jy dink, hulle kyk na jou, ag, ek weet wat hy gesê het. Moenie worry oor dit wat terug na jou kyk nie. Worry oor dit wat in jou hart geopenbaar word.
solank jy gehoorsaam is aan die stem van God en dit kan oordra, die regte tyd gaan die saad skiet. Is jy vanoggend gereed dat daai saad in jou kan lewe kry? Is jy vanoggend gereed om te sê, Here, ek gaan my hele familie omdraai? Jy ken nie my familie nie, God ken. Relax. Is jy gereed om vanoggend te sê, Here, elke area waar ek gedink het, is nou 'n amen. Hou op toelaat dat Satan vir jou lieg. Hou op die leuns glo wat hy op jou pad bring. Hy alleen is die waarheid. Hy alleen kan jou die vrede gee. Hy alleen kan vanoggend vir jou die deurbraak gee. Ons omstandighede verskil. Elkeen van ons wat hier is vanoggend. My sien by God verskil niks. Want hy sê dat geen mens is bo ander nie. Geen. Hy kyk na ons met dieselfde liefde. Ek vra baie keer die vraag, hoe kan 'n pa na sy kinders kyk en die een bo die ander een sit? Elke kind het iets uniek. Ek love dit. En dan sien ek weer daai en die ander kind en dan love ek weer dit. Maar die liefde is so intens. Kan jy hulle so maak? Nee. Want hoekom? Want die liefde van Jesus maak jou vol en hy gee jou daai regverdige liefde. Jy sien, as jy die liefde van Jesus verstaan, sal niks anders te mee steel nie. Kom ons sluit ons oë. Vader, my gebed vanoggend is dat U vanoggend daai kraan waarwyd oop sal draai. Vader, ek bid in die gees dat ons vanoggend sal ervaar, Here, hoe daai geestelike tuinslang net rond hardloop. Vader, dat hy soveel druk het, Here, dat hy so sprei oor ons, Here, dat ons vanoggend kan ervaar hoe die reën so oor ons val. Here, dat ons vanoggend werklik daai uitroep kan hê en sê, Here, laat dit reën. Here, laat dit reën vanoggend, Here. Vader, ons wil bewus word van U, Here. Elke druppeltjie wat op ons val, Here, wil ons net besef, Here, daai reën van liefde, Here, daai reën van opregtheid, Here. Vader, want U reën bring soveel meer as net 'n nat kolletjie, Here. Vader, as daar genoeg reën val, Here, dan kan U ons skoon was van dit wat was, Here. Vader, ek bid, Here, dat U vanoggend die omstandighede wegwas. Ek bid, Here, dat daai leuns wat so lank lewe gehad het in ons huis, gebreek in die naam van Jesus Christus. Ek bid vanoggend, Here, dat ons weer die vrymoedigheid kan hê om te sê, my God kan alles doen. Here, dat ons opgewonde sal wees dat U soveel meer instoor het vir ons. Here, ek bid, Vader, dat ons sal staan op elke belofte. Dat U woord, Here, daai dors sal versadig. In Jesus naam. Ek wil vanoggend net met julle deel. Ons het laasweek die voorreg om vir Jolandi voor te bid. En sy's in die week vir die operasie. En sy's baie opgewonde want die dokters sê hulle glo dat hulle al die kanker kon uitkry. Maar sy is so opgewonde, sy sê buiten die seer na die operasie, het sy weer nuwe moed. Maar ek wil vanoggend net hierdie getuienis met jou deel. Jy sien, die Here doen partykeer goed wanneer ons dit glad nie verwag nie. Terwyl ons laas Sondag hier staan en vir haar bid, is ek ongemaklik want ek weet nie hoe om te staan en ek weet nie hoe om hierdie ou kniegie te beweeg nie.
En terwyl ek vir haar bid en ek sê, Here, U sê wat ons vra in U naam, is die Heilige Gees so intens op my. Wie is jy om dit te vra as jy dit nie eens vir jouself kan vra nie? En vir 'n oomblik weet ek nie wat om verder te bid nie. Ek sê, Here, dankie dat U by my begin. Vader, want ek het nie nou die tyd of die krag om te fokus op 'n knie, is te veel ander goed. En weet jy, ergens het ek net vergeet dat my knie seer is. En ek kon teruggaan en fokus op die persoon wat voor my is. En ons kom by die huis, en ons het 'n huis vol mense, en ons gaan aan, en na ruk sê ek vir my Zaan, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar my knie is nie seer nie. Nou, my vrou, weet ek hou nie van 'n dokter nie, nou sê sy, jy sê net, jou knie is nie seer nie, want jy wil nie dokter toe gaan nie. Ek sê, jy verstaan nie. Ek haal die kniestit af. As ek hom afgehaal het, het my knie net onder my ingegee. Ek sê vir my knie is nie meer seer nie. Ek ervaar geen pyn nie. Sit die evidence daar, ja. Maar raai wat, is dit nie wat gebeur wanneer ons deur die lewe gaan nie? Die merke bly sit. Maar God doen 'n perfekte werk. En ek wil vanoggend vir jou sê, dit kan so maklik gebeur. Jy fokus so om te gee vir ander, dat jy baie keer vergeet van jouself. Ek wil vanoggend dit vir jou sê, en ek begin by myself, om te sê, jy moet altyd weet dat, as jy nie op jou beste is nie, kan jy nie jou beste gee nie. As jy in ongemak is, moenie dink dat jy in gemak dit vir iemand anders te kan oopmaak nie. Jy flous jouself. En die Heilige Gees ons my baie bewus gemaak het daarvan. En weet jy toe, sy daai boodskap vir ons stuur, sê ek, Here, ek glo met alles in my, dit kon so anders te gewees het, want ek kon ongehoorsaam gewees het. Ek kon net 'n gebed gebid het, omdat ons verwag ons moet. Ek wil vanoggend vir jou sê, God verwag net een ding, en dis gehoorsaamheid. Die res sal gebeur soos sy plan is. En dan gaan ek net weer vir julle 'n reminder gee. Jeremia 29:11 sê, die planne wat ek vir jou het, is planne van voorspoed en nie van teëspoed nie. Begin die teëspoed aanspreek in die naam van Jesus Christus. Kom aan, ek weet nie van jou nie, maar ek het al my teëspoed op die naam begin leer. Ek weet, as hy kop uitsteek, weet ek hoe om aan te spreek. Hoekom wil ons hom wegsteek? O nee, ek wil hom nie 'n naam gee nie. As jy hom 'n naam gee, raak dit persoonlik. As jy iets wil breek in die gees, kan jy hom nie aanspreek as jy nie die identiteit het nie. As jy dit geweet. Net so ekstra bonusie. As daar ooit 'n manifestasie is, en jy kan hom nie identifiseer nie, gaan ek vir jou sê, gaan hy vir jou onderkry. God gee ons 'n gees van onderskeiding, en deel van die onderskeiding is om te weet wat jy aanspreek. Hou maar, as sy naam nie Piet is nie, en jy gee hom die naam Piet, gaan daai Piet vir jou rol, nie jy vir hom nie. Want jy sien, dit gaan nie oor wat jy kan doen nie. Dit gaan oor die een wat in jou is. So kom ons laat toe, dat God die werk doen. Kom ons laat toe, dat hy weer vir ons die voorloper sal wees. Kom ons kom op die plek, waar ons fokus op die groter prentjie, Jesus Christus. Amen. Amen, amper begin jy weer van voor af preek. Ek wou. Halleluja, gee my Ek wou. genade. Ons wil graag, sê gou vir my, het julle gesien die goeders daar agter teen die muur? Het iemand dit gelees? Wie kan vir my iets sê wat daar staan? Corneille? Oh, amazing. So daar's baie goeders. Nou ja, toe kom ek vertel julle gou vinnig. Die belangrikste van alles is hierdie week is môre aan 6:00 by
Pastoor Steven en pastoor Jimmy, hulle hier by Herlewingsentrum, het ons 6 ure bid hier. En dit is nie vir my en vir Paul nie, nee, en vir Jimmy en sy vrou nie, en vir Steven en sy vrou nie, nee, dis vir ons as gemeente. Ons kom by mekaar by die kerk 6 uur, en ons gaan bid vir die gemeente, die gemeenskap en ons land. Daar gaan nie 'n geprekery wees nie, die pastors kom en ons verwelkom mekaar en elke ding, en dan gaan ons oor 'n gebed, die van die pastors bid, elke een het sy eie manier hoe hulle ding doen. So ek vra asseblief Leefstyl familie, verlede keer was ons 11 gewees, woehoe, dankie vir die 11, en ek weet dit is koud, ek kry ook koud, en Paul kry ook koud, maar ons is gehoorsaam. Dis waar die verskil is. As dit jou hart is en jy wil kom saam bid, nooi ek jou kom bid saam met ons hier by die Herlewingsentrum. Amazing. Dan Woensdag het ons pannekoek en vetkoek verkoop hier by die kerk. Ons het gehoor, die mense sê hulle is nou bietjie moeg vir Jaffels, hulle wil nie meer Jaffels hê nie, hulle soek vetkoek. En pastoor Dwayne, waar's jy? Woehoe, Dwayne. Hy gaan vir ons die lekker minsvulling maak en sy vulling is net nanas, dit proe soos nog. So met ander woorde, dit is 2 vetkoeke vir R25 en R7 'n pannekoek. Ons fondse, soos ek gesê die vorige keer, ons is maar besig om fondse te in. Hier's klein goedjies in die kerk wat moet reggemaak word. Ons is besig met die projekkie agter by die moederskamer. Ons babakamer is nou op 99.9. Wie het al gesien hoe lyk die babakamer? Wie daar deur die badkamers geloop, vroue? Gaan kyk, hoe lyk dit? Dit is beautiful. Ons is dankbaar daaroor. So as jy ietsie wil bestel, asseblief, WhatsApp vir my. Ons het kans tot Dinsdag so 12 uur toe, dan moet ek die aankope gaan doen, en dan gaan ons nou bak en brou. Ons is 'n paar vroue wat hier so gaan help. Ag, en dan wil ek net vir Tannie Maxie sê, sorry, sy het gedink is verlede week vir pannekoek en vetkoek en mint, sy was so opgewonde, sy het die hele oggend hier kom sit, en toe sê niemand nie, sorry, nee. Ek is so jammer, my lief. Nou ja, toe. Dan is ek ook opgewonde om vir julle gou hiermee te deel. Verlede week toe bel, Vrydag, toe bel Bloedbank my, toe sê hulle soek vir pastor, hulle wil hom toesluit. Ek sê, hoekom? Vat hom! Hy sê, nee. Toe sê hulle het 'n bloedvloei. Daai wat jy gaan moet bloed skenk om vir pastor te gaan uithê, so hulle gaan hom in die tronk sit, en ons moet minimum 15 eenhede bloed skenk. So ek vra asseblief op Mandela dag, ek gaan dit nog weer en weer vir julle sê, as jy bloed skenk, moenie nou gaan bloed skenkie, wag tot dan, dat ons kan bloed skenk om hom uit te kry, anders slaap ek daar in 'n koue bed en ek het my lyf nodig langs my. So asseblief, en as jy nog nooit geskenk het nie, soos Natasha, sy het gesê sy gaan kom skenk. Sy sal piesangs eet en elke ding, en sorg dat sy iets geëet het die oggend, dat jou bloed en jou yster en jou elke ding reg is. So, kom ons doen dit is bietjie iets niets wat ons doen, ons wil ons nie in the face of die gemeenskap wees nie, ons wil ons leefstyl buitekant hê. So hier is die begin, en ons het julle nodig om dit klaar te maak, nee. Dan is ek opgewonde om ook vir julle te sê, ons het weer 'n bring en deel ete, die 26ste Julie, so dit is nog lank. En moenie vir my sê, jy het nou al 'n afspraak gemaak en 'n boeking gemaak van, jy gaan iewers heen nie, sorry nee, maak 'n afspraak en kom eet saam met ons, maar ons het gou vinnig, na diens daai oggend, het ons 'n gemeentevergadering, waar ons vinnig die jaarlikse finansiële verslag vir julle gaan deurgee, en dan is daar 'n paar goeders wat ons met die gemeente oor moet gesels, en moet nou nie sê, ag nee, ek gaan dit nie bywoon nie, ons het al leefstylse gemeente nodig, so ek gee julle genoeg tyd, boek daai dag, en as ons nou klaar Hanna het in die kerk oor die vergadering, dan gaan ons nou lekker eet hierso. Nou vra julle vir my, wat is 'n bring en deel? Jy as vrou bring 1 oondpan gereg. Of dit nou pasta is, of dit nou hoender is, of dit nou vis is, of dit enige oondpan is, of dit nou curry en rys is. En ons pak dit uit op die tafel, en soos wat ons kom, proe ons 'n bietjie van alles, en ons proe. Daai dag gaan jy huis doen, jy het van alles geëet, en jy's trommeldik, en dik vriende. Okay, so dis ons plan van die dag. Dan wil ek gou vir julle hierdie goeie nuus sê. Ons het nou, hoe sê hulle daai ding van jump op die trein of wat? Wat is daai sê ding? Bandwagon, dis hy. Ons het ook nou op daai bandwagon gespring, want ons is die enigste gemeente wat nou nog nie daar was nie. Ons het 'n kaartmasjien gekry vir leefstyl. Nie net vir wanneer ons pannekoeke gaan doen en ons stuur dit uit, ons gaan lewer dit af nie. Ons het van ons mensies wat gevra het, hulle wil nie met kontant mee werk nie, dan soek hulle 'n kaartmasjien, en nou ja, toe, ons het geluister, julle het gepraat en ons het geluister.
So as jy die masjienkie nodig het om dalk die dag jou 10de te betaal of 'n blessing te gee of wat ook al jou hart is, die masjienkie is hierso. Ons het 'n rekening by Capitec oopgemaak. Jaatjie wat ons tesourier is, sy doen die balans, sy doen die boeke, sy doen die dinge en die geld gaan oor na die kerk se rekening toe. So ja, ons het dit ook nou gedoen en daaroor is ons dan nou baie baie bly. Dan verlede week, maandag, sou die nuwe lidmate by mekaar gekom het, maar ek het vergeet was skoolvakansie, omdat ek nie meer hierdie klein monstertjies het nie, vergeet ek so 'n bietjie, en toe is daar nou mensies wat gesê het, hulle wil voorgestel word, en hulle wil die aand bywoon, maar hulle is nie hier nie. So die oukies wat nou nog nie voorgestel is nie, en nog nie lidmaatskap van Leefstyl aanvaar het nie, ons het die datum verander, ons het die datum gemaak na die 27ste Julie toe. So, ek noem dit net vir julle, dan sit ek ken mekaar aan hierso saam met die kerk, die bestuurspan, en ons sê vir julle vinnig wie en wat Leefstyl is, wat ons visie en ons missie is, en ons het 3 pilare, wie weet ons 3 pilare weer? Shani? Liefde, lering en, ek weet nie, leefstyl. Amazing, liefde, lering en leefstyl is ons 3 pilare waarop hierdie gemeente gebou is, en alles gaan daar rondom. Is daar enige iemand wat enige iets wil sê, 'n getuienis gee of net iets dankbare hart? Natasha, jou hart is alweer in die lug. Krap jy so jou kop? Jy weet, as dit nou luisseisoen was, het ek nou gestres. Nou ja, toe. Dan gaan ek vir Corneytjie vra dat sy vir ons die diens afsluit. Dankie, Corney. Here, so baie dankie vir oggend hier in die huis te kon wees. Dankie dat ons kon sing en worship tot eer van die naam. Dankie vir die kosbare woord. Ek bid dat die week wat vir ons voorlê 'n mooi en geseënde week sal wees. Here, en dat ons so sal leef, dat ons getuienis sal wees, dat U 'n werklikheid is. Seën ons dat ons tot seën van ander kan wees, in Jesus se naam. Amen.